Hierdie videosnit is gemaak om jou te help om drywing in elektriese stroombane te verstaan en daarmee gepaardgaande die helderheid van gloeilampe. Die helderheid van 'n gloeilamp word bepaal deur die drywing van die gloeilamp. Hierdie is 'n baie belangrike afdeling van die werk. Dit word gereeld in die graad 11 en 12 eksamens en toetse eksamineer. Maak dus baie seker dat jy dit baie goed verstaan. Die standaard formule wat ons gebruik om die drywing in 'n elektriese stroombaan te bereken is waar P die drywing is in watt gemeet, V die potensiaalverskil in volt en E die stroom in ampere. Dit is soms baie moeilik om hierdie formule toe te pas, omdat ons nie altyd die waarde van die potensiaalverskil sowel as die van die stroom het nie. In meeste gevalle het ons egter die waarde van die weerstand van die resistor of die weerstand van die gloeilamp. Uit Ohm se wet uit weet ons dat potensiaalverskil gelyk is aan stroom maal weerstand. Met ander woorde, as ons nou in die oorspronklike P gelyk aan V maal I formule, die V sou vervang met I maal R, word hierdie formule P is gelyk aan, in plaas van die V is dit IR maal I en daarom I kwadraat maal R. Op dieselfde manier, as ons uit Ohm se wet uit die stroom op sy eie kry in die formule, word dit I is V deel deur R. Met ander woorde, as ek dan dit sou invervang in die P gelyk aan VI formule, word dit P is gelyk aan V maal V gedeel deur R en daarom P is V kwadraat op R. Nou weet ons ook dat resistors of gloeilampe of in serie of in parallel in 'n stroombaan geskakel word. As hulle in serie geskakel word, weet ons dat die stroom deur beide van die resistors of deur al die resistors in serie konstant is. In parallel weet ons weer dat die potensiaal oor elk van die resistors in parallel, of dit 'n resistor of 'n gloeilamp is, maak nie saak nie, altyd konstant sal wees. Opsommend is, in serie is die stroom konstant en in parallel is die potensiaalverskil oor die resistors konstant. Wanneer ons die wiskundige verwantskap tussen veranderlikes soek, is dit belangrik om altyd die konstante veranderlike op sy eie aan die een kant van die is-gelyk-aan-teken te hou en die ander veranderlikes saam aan die ander kant van die is-gelyk-aan-teken te hou. So, vir resistors in serie, omdat die stroom konstant is, wil ek graag I kwadraat aan die regterkant van die is-gelyk-aan-teken hou, want hy is my konstante veranderlike, en dan gaan ek die twee ander veranderlikes albei na die linkerkant toe vat. So as ek die R van die regterkant af na die linkerkant toe vat, gaan ek deel deur R, en dus word dit P gedeel deur R is I kwadraat, waar I kwadraat konstant is. Nou ons weet dat die oomblik as ons twee veranderlikes het, wat deur mekaar gedeel word om 'n konstante waarde te gee, daardie twee veranderlikes direk eweredig is aan mekaar. So die drywing deur die resistors is direk eweredig aan die weerstand van die resistor. Op 'n soortgelyke manier kan ons gaan kyk wat gebeur met die resistors in parallel. As hulle in parallel is, weet ons die potensiaalverskil is konstant, gebruik ek die formule wat ons nou net hierbo gekry het van P is V kwadraat op R, en ek hou daarom vir V kwadraat as die konstante veranderlike aan die regterkant van die is-gelyk-aan-teken, dan beteken dit dat ek die R na die linkerkant toe bring, en daarom word dit P maal R is V kwadraat. Ek weet dat as ek twee veranderlikes het wat met mekaar vermenigvuldig word om 'n konstante veranderlike te gee, daardie twee veranderlikes omgekeerd eweredig is aan mekaar. Met ander woorde, vir resistors wat in serie is die weerstand van die resistor direk eweredig aan die drywing van die resistor. Op 'n soortgelyke manier dan, vir resistors wat in parallel geskakel is die weerstand van die resistor omgekeerd eweredig aan die drywing van die resistor. Ons gaan nou weer kyk na resistors wat in serie geskakel is.
Ons het reeds gesê dat in serie is die stroom konstant, en daarom het ons afgeleid dat ons graag kan werk met die formule P gedeel deur R is die kwadraat waar die stroom dan konstant is. Ons weet egter ook dat die oomblik as ons twee veranderlikes het wat die mekaar gedeel word, om 'n konstante waarde soos I kwadraat te gee, daardie twee veranderlikes, in hierdie geval met ander woorde, die drywing en die weerstand direk eweredig is aan mekaar. As twee veranderlikes direk eweredig is aan mekaar, kan ons hulle grafies voorstel, deur die onafhanklike veranderlike R wat ons verander op die x-as te plaas, die afhanklike veranderlike P wat ons dan bepaal of meet op die y-as te plaas. En as ons hierdie twee teenoor mekaar op die grafiek voorstel, omdat hulle direk eweredig is, kry ons 'n reguit lyn wat deur die oorsprong gaan. Kom ons kyk na 'n voorbeeld. Veronderstel ek gebruik twee resistors. Ek gaan gewone resistors gebruik, ek gaan nou nie hierdie keer gloeilampies gebruik nie, en ek sit hierdie twee resistors in serie met mekaar in 'n stroombaan. Ons gaan veronderstel dat daar wel stroom vloei. Hier het ek 'n 10 ohm resistor en hier het ek 'n 20 ohm resistor. Met ander woorde, die weerstand van die linkerkantste resistor, die 10 ohm, is die laagste en die weerstand van die 20 ohm resistor is hoër. Ons het nou reeds gesê, weerstand en drywing omgekeerd eweredig mekaar, omdat die stroom konstant is vir serie resistors, en daarom kan ons aflei dat die drywing laer is vir die 10 ohm resistor en hoër is vir die 20 ohm resistor. Saam met dit moet jy onthou wat ek gesê het van helderheid. Die helderheid van 'n gloeilampie word bepaal deur die drywing van die gloeilamp. So veronderstel ek vervang hierdie twee resistors met gloeilampies. As hulle gloeilampies was, sou ons die drywing gebruik het om hulle helderheid te voorspel. Opsommend dan, onthou drywing bepaal helderheid, in serie, konstante stroom, daarom vir 'n hoër weerstand, hoër drywing en helder. Kom ons oorweeg hierdie keer resistors wat in parallel geskakel is. In parallel het ons reeds gesê, is die potentiaalverskil oor die resistors konstant. Daarom het ons gesê, ons kan werk met die formule P is V kwadraat oor R. Omdat V kwadraat konstant is, kan ons die R bring na die linkerkant toe, dit word P maal R is V kwadraat. En die oomblik wat ek twee veranderlikes het, wat met mekaar vermenigvuldig word, om 'n konstante waarde te gee soos V kwadraat, is hierdie twee veranderlikes omgekeerd eweredig aan mekaar. So die drywing is omgekeerd eweredig aan die weerstand. Sou ek dit grafies voorstel, weer eens as 'n stelsel, onafhanklike veranderlike wat ek verander R op die onderste of die X of die horisontale as, die afhanklike veranderlike op die vertikale of y-as, en omdat dit omgekeerd eweredig is, verwag ons 'n hiperbool. Nou kan ek dieselfde gebruik wat ons net nou gedoen het. Ek gaan net hierdie keer, gaan ek dit met gloeilampies doen. So, kom ons veronderstel ons het twee gloeilampies, wat in parallel geskakel is met mekaar. Laat die weerstand van die boonste gloeilampie 10 ohm wees, en die weerstand van die onderste gloeilampie 20 ohm. Met ander woorde, die weerstand van die boonste gloeilampie is die laagste, die weerstand van die onderste gloeilampie is hoër. Omgekeerd eweredig het ons gesê net nou, tussen verwantskap tussen die weerstand en die drywing. Met ander woorde, die gloeilampie met die laer weerstand het daarom hierdie keer die hoër drywing, en die gloeilampie met die hoër weerstand het hierdie keer die laer drywing. Saam met dit sou ons dan kon aflei, dat ons weer eens die helderheid met mekaar sou kon vergelyk. Die 10 ohm gloeilamp met die laer weerstand het die hoër drywing en is helder. Die 20 ohm gloeilamp met die hoër weerstand het 'n laer drywing en sal daarom dowwer brand. Opsommend dan, in serie en in parallel geld die volgende vir resistors. Daar is altyd 'n konstante waarde. In serie is die stroom konstant.
stroom oral in 'n serie stroombaan met dieselfde waarde, en in parallel is die potentiaalverskil konstant. Daarom kan ons gesê het dat in serie is die drywing direk eweredig aan die weerstand, terwyl in parallel is die drywing omgekeerd eweredig aan die weerstand. Met ander woorde, in serie, as die weerstand hoog is die drywing hoog, en as dit 'n gloeilamp is, sal dit helder brand. Terwyl, as die weerstand van die gloeilamp laag is die drywing laag en sal die gloeilamp dof brand. In parallel met die omgekeerde, as die weerstand van die resistor hoog is die drywing omgekeerd laag en brand die gloeilampie dof. As die weerstand laag is die drywing hoog en daarom brand 'n gloeilampie helder. Kom ons bespreek vinnig wat in ons huise gebeur. In 'n huis het ons twee behoeftes. Ons wil apparaat en gloeilampe onafhanklik van mekaar kan aan en kan afskakel. Ons wil tog nie hê alles moet gelyk aan en afgaan nie, so dit moet onafhanklik gebeur. En al die apparaat wat ons het elk 'n potentiaalverskil van 240 volt nodig. Dit beteken dat al die proppe, sowel as die gloeilampe en alle apparate in ons huise in parallel met mekaar geskakel moet word. As hulle in serie serie resistors is potentiaalverdelers, gaan hulle nie almal 240 volt kry nie en gaan hulle daarom nie korrek kan funksioneer nie. As ons weer dink aan die omgekeerde eweredigheid wat ons gekry het met parallelle resistors, was die drywing omgekeerd eweredig aan die weerstand. Nou as ons winkel toe gaan en ons koop gloeilampies, kom ons dink aan die oudtydse gloeilampies met 'n hoër drywing, sal ons tipies 'n gloeilampie koop wat gemerk is 100 watt of 'n gloeilampie wat gemerk is 60 watt. Let daarop dat hierdie gloeilampies so gemerk is omdat die fabrieke weet dat hulle in ons huise in parallel geskakel gaan word. Nou die helderheid en die drywing loop saam. So as ek na hierdie drywing gaan kyk, beteken dit die 100 watt gloeilamp is so gemaak dat hy 'n hoër drywing moet hê en die 60 watt 'n laer drywing moet hê. 60 is kleiner as 100, maar omdat hulle in parallel geskakel word in 'n huis en die fabriek weet dat dit so geskakel gaan word, sal die 100 watt gloeilampie wat normaal in 'n huis helder sal skyn, die laer weerstand hê, terwyl die 60 watt gloeilampie die hoër weerstand sou hê. Met ander woorde, die 100 helder gloeilampie funksioneer korrek omdat hy in parallel geskakel word. As ek hierdie selfde gloeilampie sou vat en ek skakel dit in serie, dan gaan hy minder helder brand. Hy gaan die dowwer een wees, want dan kry ons na 'n direkte eweredigheid tussen die drywing en die weerstand. Die weerstand sou dan steeds laag wees, maar die drywing sou ook laag wees. Ek vertrou dat julle hierdie afdeling beter sal verstaan en een of twee keer weer hierdeur sal werk. Dis 'n regtig belangrike afdeling. Dit word gereeld eksamineer, graad 10 en 11 toetse en eksamens, en dan natuurlik nou ook vir die graad 11 taak vir 2014 termyn 3. Sterkte met julle studies.